Môre gemeente, groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, die opstanding en die lewe, een wat sit op die troon en hy wat terugkom vir sy kinders. Ons bid saam, Vader, dankie dat ons net die woord kan oopmaak. En Vader, hierdie tyd nou kan fokus op U, wat die Heilige Gees in ons harte wil neersit. Dan kom bid ek, Vader, dat U alle hindernisse nou uit die pad uit sal vee in die naam van Jesus Christus. Vader, dat U nou met ons sal praat, diep in ons gees in. Ons sielsarea sal voed met die waarheid, sodat ons liggame en ons lewens sal verander in hierdie dag. Sê vir U dankie, dankie vir U woord. Amen. So julle, ek het gedink ek gaan vandag voortgaan met die reeks oor die 7 wondertekens in die Evangelie van Johannes waarmee ons laas jaar besig was. Nou ons trek nou al in die middel van 'n nuwe jaar en ek het nog nie weer daarby uitgekom nie. So ek het gedink ek gaan aan vir oggend. Maar toe kom die Here en hy stop my voorbereiding. En hy plaas 'n dringendheid op my hart vir 'n boodskap, 'n baie belangrike boodskap, 'n baie belangrike onderwerp, maar 'n baie moeilike onderwerp. Nou dit het alles begin as gevolg van 'n fout wat ek gemaak het voor julle as gemeente. Jy sien, die wat kan onthou 'n paar weke voor Paasnaweek, het ek 'n afkondiging gemaak oor die diens wat ons by Salem sal hou. En ek het 'n grappie gemaak en gesê, maar as jy hier kom en is niemand nie, moenie dink dit was die wegraping nie. Nou sommige het gelag, ander het stil gebly. Maar die Here was bedroef. En die Here het reguit en duidelik vir my kom konfronteer daaroor. Hoe kan ek 'n saak so ernstig, so kosbaar, so heilig soos die wederkoms van Jesus Christus so ligtelik hanteer vir sy gemeente? En dan wil ek dit vanoggend regstel vir julle. Ek het 'n fout gemaak. Ek het verkeerd gedoen en ek is jammer daaroor. En ek weet julle sal my vergewe. Maar dit is 'n fout. Maar weet jy, ek het dadelik met die Here reggemaak. En die mooi van ons Vader is, hy vat jou mes, soos om Piet sal sê, and he turns it into a message. Want weet jy wat doen die Here toe? Toe begin hy met my intiem en kosbaar bewerk rondom hierdie hele saak van die wederkoms en die laaste dae of die eindtye, soos jy dit ook al kan noem. En hy begin sy hart oopmaak en die erns daarvan aan my begin oopbreek. Soveel so dat ek as die Here wil 'n paar boodskappe gaan bring soos tyd verloop oor hierdie onderwerp. En dan wil ek vanoggend begin die eerste ene. So die wat wil blaai of die wat wil saam lees, ons begin uit Lukas 12 vers 35 tot 40. So dit is ons fokusskrif vir vanoggend. Ek lees vir julle. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer hulle hom nie verwag nie. Nou as ons mooi luister na wat Jesus hier vir sy disippels sê,
dan is die fokuspunt van die laaste dae, of die eindtye, of Jesus se wederkoms, nie die hoeveelheid sensasie wat jy kan opwek en share en post en wat ook al daarmee doen nie, maar dan is die fokuspunt van die laaste dae die feit dat ons as gelowiges wakker en waaksaam moet wees vir die koms van Jesus Christus op die wolke. Ons almal ken die verhaal van die 10 maagde met hulle olielampies in Matteus 25. Jy weet, daar was 5 wyse maagde gewees, wie se lampies vol olie was. Maar daar was 5 dwaases gewees. Hulle olie was op. Hulle was nie voorbereid of gereed toe die bruidegom kom en arriveer nie. En weet jy wat? Hulle kon nie saam ingaan na die bruilofsfees nie. Nou uit hierdie hele verhaal kom Jesus en dan gee hy in Matteus 25 vers 13 eintlik die slotsom, dit wat hy wil oordra deur hierdie hele verhaal, dan sê hy: Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Hierdie saak oor waaksaamheid is geen ligtelike saak nie. Dis 'n ernstige saak. Jy sien, dis 'n opdrag aan elke gelowige met ernstige gevolge. Die vraag is vanoggend, weet ons dit? Besef ons dit? Verstaan ons dit? En dan wil ek vanoggend so 'n bietjie stil staan en my eerste fokus oor hierdie eindtye. Wil ek stil staan by hierdie saak van waaksaamheid, omdat dit so 'n belangrike ding is, omdat Jesus dit kom uitlig 'n paar keer. Omdat dit so belangrike gevolge het, wil ek stil staan by dit. Maar om te begin wil ons eers kyk na wat beteken dit om waaksaam te wees. So ek het so 'n paar punte wat ek met julle wil deel. Nou heel eers moet ons besef, waaksaamheid oor die wederkoms gaan nie oor die bepaling van 'n tyd of 'n datum van Jesus se koms nie. Tot op hierdie dag kan ek dit nie verstaan hoekom daar steeds 'n klomp mense elke nou en dan opstaan op die wêreldplatform, gelowiges, wat weer gekyk het na die sterre of 'n bloedmaan of een of ander iets en gesê het, maar daai is die datum wat Jesus kom. En dan is daar weer 'n groot groep wat hulle volg, om maar net weer teleurgestel te wees. Want hoor wat sê Jesus in Matteus 24 vers 36. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie. Niemand nie. Selfs nie die engele van die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader alleen. Jesus self weet nie die dag wat hy terugkom nie. Net die Vader. Nou hierin is 'n hele interessante storie wat ek nog af in die pad met julle gaan deel. Maar neem vanoggend net eers kennis. Dat om waaksaam te wees op die wederkoms beteken nie jy gaan probeer 'n dag en 'n datum vasstel nie. So as iemand kom met stories met die beste van redes en motiverings hoekom dit nou op daai dag moet wees, sny dit af. Stap weg. Want die woord staan vas. So waaksaamheid is eerder 'n bewuste fokus, 'n ingesteldheid op die feit dat die gebeurtenis van die wederkoms 'n realiteit is wat enige tyd kan plaasvind. Dis aan niks gekoppel nie. Dis aan die Vader se wil gekoppel. Enige dag, enige tyd. Daar is nie nog ietsie wat moet gebeur nie. Die Vader se wil. En omdat dit enige tyd kan gebeur, is dit 'n rede hoekom ons in gereedheid moet lewe. Die heeltyd. Dit is wat waaksaamheid is. Dis om in gereedheid te leef vir daai oomblik wat die Vader bepaal. Nou is ook belangrik om te besef wat waaksaamheid beteken nou ook nou nie.
Omdat jy nou so seker is van Jesus se koms en jy kyk vir sy koms, beteken dit nie dat jy nou jou werk gaan los. En nou iewers gaan sit en nou net gaan kyk na die wolke met 'n verwagting na daai dag nie. Nou ek weet dit klink nou so 'n bietjie far-fetched wat ek noem. Maar weet jy wat, dit was 'n probleem in die kerk van Tessalonika. Die ouens het goeie lering oor die eindtyd gehad daar. Hulle was bewus en hulle het 'n verwagting gehad van Jesus wat kom al daai tyd. En wat het van daai ouens gaan doen? Hulle het net besluit hulle gaan nie werk nie. Hulle gaan sit en hulle gaan wag en hulle gaan kyk tot Jesus kom. Maar so het hulle afhanklik geraak van ander gemeentelede om hulle te onderhou. En dit het Paulus omgekrap en hy het hulle aangespreek daaroor. En dit is waar ons dan nou Paulus se baie bekende opdrag hoor in 2 Tessalonisense 3 vers 10. Wat hy sê, toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, nou hoor jy Paulus se erns, hy's nou regtig waar moeilik met die mense hieroor. Het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want dit was 'n probleem in daai kerk. Mense het net gesit en gewag vir Jesus se koms. So Paulus sê, en Jesus verwag van ons, om aktief besig te wees, werksaam te wees in hierdie lewe. Om besig te wees met dit waarvoor Jesus jou geroep het om te doen, daar waar hy jou geplaas het. Dit is baie belangrik om te besef dat Jesus het ons na hierdie aarde toe, in hierdie wêreld ingestuur, om deel te neem aan hierdie wêreld, aan die ekonomie en aan dinge. En Paulus kom maak dit duidelik hierso ook. Maar in die proses wat jy jou roeping uitleef, in die proses wat jy werksaam is in die ekonomie, op die rol in die platform wat die Here jou gegee het, doen jy dit met 'n lewende verwagting van die koms van Jesus. In waaksaamheid vir sy koms. Met ander woorde, soos 1 Tessalonisense 5 vers 6 sê, jy doen jou praktiese lewe, jou handel en jou wandel, doen jy in waaksaamheid en om nugter te wees. So jy is prakties hier besig, maar jou gedagtes is daar gerig. Dit is baie belangrik dat ons dit besef. Dis wat waaksaamheid is. Waaksaamheid is nie maar net jy weet Jesus kom terug nie. Waaksaamheid is 'n werkwoord. Waaksaamheid is 'n aktiwiteit wat jy doen. Nou waaksaamheid beteken ook dat jy jou oë dop hou met wat in die wêreld aangaan. Op die wêreldplatform, die wêreldgebeure en in die natuur. Sodat jy dit wat plaasvind kan interpreteer volgens net wat die woord jou leer rakende die laaste dae. Want as jy dit gaan interpreteer volgens wat die woord jou leer rondom dit, dan gaan jy die woord voor jou oë sien in vervulling gaan. En weet jy wat doen dit? Dit bou geloof. Geloof kom net uit die woord. En die Here gee vir ons en hy wys vir ons uit sy woord hoe ons kan kyk en sien hoe die woord in vervulling gaan voor ons oë. En dit bou geloof. Want soos wat ons net nou gehoor het, geloof is die kosbaarste skat wat jy kan hê. Meer waardevol as goud en silwer. Inteendeel, Jesus sê, as hy terugkom, sal ek geloof vind. Dis waarna Jesus soek. So hoor gou mooi en maak dit vir jouself vas. Jy interpreteer nie die tekens van die tye of die dinge wat op hierdie wêreldplatform gebeur volgens die hysterie of samesweringsteorie van een of ander YouTuber nie. Want wat hulle kom doen is om absolute sensasie op te wek sodat ons die sensasie sal rondstuur sodat hulle nog volgelinge kan kry. Want weet jy wat? Hoe werk YouTube? Hoe meer volgelinge jy het, hoe meer geld maak jy. So hulle wek die sensasie op. Jy help dit groei deur dit aan te stuur en al die dinge en opgesweep te word daarmee.
Jy eindig op 'n dwaalspoor en daai ou sit met geld. Daarom sê Jesus, hy het vir ons die woord gegee. Jy interpreteer die dinge wat in hierdie wêreld gebeur op grond van wat die woord jou leer. Jesus sê in Matteus 24 vers 11 en dis nogal 'n teken van die tye. Baie valse profete sal verskyn en hulle sal baie mense mislei. Hierdie woorde sal verskyn, dui daarop wat Jesus sê, daar gaan 'n tyd kom in die laaste dae wat baie valse profete en valse profesieë so na vore gaan kom, so sigbaar gaan wees, so oorvloedig gaan wees. Welkom by die wêreld van YouTube. Valse profesieë en valse profete by hulle hordes vrylik beskikbaar op jou en my foon. Maak dit oop en daar is dit hordes op hordes op hordes. Elke een wat dink hy het die antwoord, hy het die insig oor wat gebeur. Ver verwyder van wat die woord leer. En Jesus het al daai tyd gesê, daar kom 'n tyd waar dit so oorvloedig gaan wees. Daarom sê Paulus, wees waaksaam en nugter. Ken die woord. Hou by die woord. Die woord is jou beskerming. Die woord hou jou op die reguit pad. Die woord bring vir jou seën op hierdie onderwerp. Nou, ek beoog om in 'n volgende boodskap bietjie te gesels rondom die tekens van die tye. So ek gaan nou eers dit daar parkeer en teruggaan na waaksaamheid toe. Nou, om waaksaam te wees oor iets wat jy verwag om te gebeur, beteken jy is op die uitkyk daarvoor. Dis op jou radar. Dis iets wat aan een kant lê nie. Dis aktief in die voorgrond van jou gedagtes as jy waaksaam is. 2 Petrus 3 vers 12 sê, sien uit na die dag van die Here. Weereens, dis 'n opdrag om uit te sien na die dag van die Here. Vir my om uit te sien na die dag van die Here, moet dit op die voorgrond van my gedagtewêreld wees. Dit moet op my radar wees, die koms van Jesus wat enige tyd kan wees. Jy sien, saak van waaksaamheid is nie 'n saak van vreesbevangendheid nie. Dis iets om oor opgewonde te wees. Dis iets om oor uit te sien. Nou sit al almal iemand iewers al ingewag. Ek glo vertrou so, nee. Nou ek het al so 'n paar keer vir Annelies, my vrou, by die lughawe gaan inwag. Baie min kere, maar dit was genoeg kere. So as ek gaan dan en ek gaan hom maar in te wag, dan maak ek seker dat ek op tyd daar is, dat ek reg staan vir as sy deur daai deure kom. Ek is opgewonde om haar te ontvang. Daar's 'n verlange in my hart dat sy moet terugkom. Jy weet, jy kom maar in hè, en jy begin jy mos daai borde dop as jy okay, nee, hierdie vlug is nie vertraag nie. En jy kyk, okay, nou land hy en dan kyk okay, nou klim die mense af. Partykeer vat dit te lank vir hulle om af te kom, maar hulle kom af op die ou einde. En dan begin jy kyk, maar sien jy nou al of die mense daar hulle tasse al begin kry? Weet die lughawe het nou al verander sedertdien, maar in daai tyd toe ek nou nog moes inwag, jy weet dan jy nou swaar was nie stap weer een as die deur so oop gaan. Jy weet so dis die hele tyd jou fokus is die hele tyd sien ek my vrou kom. Hoekom as 'n verlange? Julle kry die prentjie. Is dit hoe ons Jesus op hierdie stadium inwag? Is dit hoe ons hom inwag? Want weet jy wat? As jy iemand inwag met 'n verlange, op die uitkyk vir daai persoon, om daai persoon te ontvang, jy's gereed. Weet jy wat? Dan kommunikeer jy vir daai persoon. Jy is vir my belangrik. Jy is my prioriteit. Jy is my verlange. Ek is lief vir jou. En dis wat Jesus sê in Openbaring 2 vers 4. Hy sê, maar ek wil julle eerste liefde wees. So wat sê Jesus daar? Hy wil ingewag word as ons eerste liefde.
alles begin deur om waaksaam, gereed en op die uitkyk te wees vir Jesus se koms. Nou wil ek hierdie vraag by jou los vanoggend. Is Jesus waarlik, Jesus en sy wederkoms, waarlik op jou radar? Is daar werklik 'n lewende verwagting in jou? 'n Verwagting wat lewe om Jesus tegemoet te gaan in die wolke? Verwag jy hom? Lewe jy in waaksaamheid dat hy enige oomblik kan kom? Jy sien maar ons op ding, 'n probleem in die kerk van vandag. En dit is 'n groot probleem. In 'n groot deel van die kerkewêreld en onder soveel gelowiges is daar eintlik 'n totale onkunde oor die hele saak van die laaste dae en Jesus se wederkoms. Die kerk leef in onkunde oor hierdie belangrike saak. So min mense praat daaroor. So min lering word gegee daaroor. En dit terwyl, baie vermy dit. Wil eerder wegbly van die onderwerp. En dit terwyl Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, die rede hoekom hy lering oor hierdie onderwerp gee, is sodat niemand in onkunde moet wees nie. Hy wil nie hê dat jy in onkunde moet wees oor hierdie saak nie. Hierdie saak is so belangrik, dat die profete uit die Ou Testament het al geprofeteer, nie net oor Jesus se eerste koms nie, maar hulle het al geprofeteer oor Jesus se wederkoms. Jesus het gekom en hy het self soveel stukke lering kom gee oor sy wederkoms. Gaan lees in die evangelies. Johannes, Petrus skryf oor Jesus se wederkoms. Paulus, van sy eerste briewe aan die gemeente, het gegaan oor hierdie onderwerp. Die wederkoms van Jesus in die laaste dae. Die laaste boek in die Bybel gaan net oor hierdie onderwerp. Sommige sê dat tussen 30 en 40% of om en by 150 hoofstukke in die Bybel raak hierdie onderwerp aan. Hoekom praat die Bybel so baie oor hierdie onderwerp? En dit is baie duidelik. Die Here wil hê ons moet ingelig wees oor die wederkoms van Jesus Christus. Ons moet kom op die plek dat ons dit werklik verstaan. Dat ons hierdie hele saak verstaan. Juis sodat ons voorbereid en waaksaam kan lewe. Maar jy kan nie voorbereid leef as jy nie verstaan nie. En die feit dat so 'n groot deel van die kerk juis in hierdie dae in onkunde is oor hierdie saak, laat my met hierdie vraag waaroor ek eintlik bekommerd is. Is die kerk van Jesus dan regtig waaksaam? Wat gaan in ons olielampies aan? Want as die Vader besluit, vandag is die dag. Nou die vyand werk met 'n pertinente strategie om hierdie onderwerp van Jesus se wederkoms in die laaste dae op die agtergrond te hou van die kerk. Jy sien, hy wil ons oë af hê van die onderwerp om ons in onkunde te hou, sodat ons nie in waaksaamheid sal leef nie. Dis wat hy wil hê. Hy wil nie hê ons moet in waaksaamheid lewe nie. So vanoggend gaan ek net fokus op 2 areas van sy strategie waarmee hy werk. En die eerste ene is wat die duiwel kom doen, is hy bewerk 'n totale misverstand in die kerk rondom hierdie onderwerp. Die verskillende teologiese lyne, dogmas, verskillende maniere hoe ouens die woord interpreteer rondom hierdie onderwerp, raak dit mekaar spel. En omdat daar onkunde in die kerk heers oor hierdie saak, is die kerk juis so vatbaar vir sensasie en vir
samesweringsteorieë uit die wêreld uit. Nou gooi jy nog dit ook in die konkoksie. Nou raak dit regtig dat jy mekaar speel. En nou vorm vreemde en verskillende opinies. Sommige opinies is baie sterk. En omdat dit so sterk is, eindig dit in 'n bekleierery, dit eindig in 'n twis onder mekaar. Jy weet, daar's kerkleiers actually wat ander beskuldig van dwaalleer, net omdat hulle verstaan van hierdie onderwerp verskil. Dit is nie God se wil nie. Dit is nie God se wil dat hierdie groot deel waarvan die Bybel praat, so gehanteer word in die kerk, so uitwerking moet hê in die kerkie. Dis die werk van die vyand, om 'n absolute te mekaar spil te veroorsaak. En weet jy wat is die uiteinde? Weet jy wat kry eintlik reg? Is dat ons as pastore kies die veilige roete. Ons kies om die onderwerp te vermy. Hoe min hoor ons woord uit Openbaring uit? Pastore kies om hierdie onderwerp te vermy uit vrees vir teenkanting, vir debatte, vir verdeeldheid, vir bekleierery. So skuif dit net een kant toe. Die duiwel kry reg wat hy wil hê. En dis wat hy wil hê, hy wil hierdie onderwerp onderdruk in die kerk. Want waaksaamheid het ernstige gevolge vir die bruid van Christus. So kom ons kry die kerk uit waaksaamheid uit. Kom ons skuif die onderwerp een kant toe. Dis wat die duiwel wil regkry. En daar is een manier om hierdie strategie teen te werk van die vyand. Baie eenvoudig. En ons het almal die wapen in ons hande. So net ons moet hom uithaal. Ons moet kom op die plek, om saam die woord te bestudeer oor hierdie onderwerp. Om opnuut die woord te neem en om in sy totaliteit te bestudeer. Om saam te leer, saam te luister, saam te ontdek, saam te gesels. Om ons harte oop te maak en te sê, ek is bereid om tot nuwe insigte te kom. Want weet jy wat, 'n mens se insig begin so oor 'n saak. En soos wat jy gesels en ontdek, dan bewerk die Heilige Gees dat jou insig oor die saak begin groei. Maar party ons is tevrede om so en dan beklei hulle vir daai stukkie insig wat hy het. Maar die woord wil ons laat groei. Want weet jy wat, as ons die woord gaan neem en ons gaan hom oopmaak en ons gaan hom saam bestudeer oor hierdie saak, dan gaan die Heilige Gees, wat Jesus sê, ons in alle waarheid lei, sal ons in hierdie waarheid ook kom lei. En weet julle wat, die boek van Openbaring wat almal so wil vermy, weet jy waar sit hy in die Bybel? Aan die einde. So om die boek van Openbaring te verstaan, regtig te verstaan, weet jy wat is die veronderstelling? Is dat jy al die boeke voor hom al gebestudeer het. Dis hoe jy die woord bestudeer, van die begin na die einde. En dan gaan jy agterkom, maar Openbaring is glad nie hierdie vreemde boek nie. Maar die duiwel wil hê ons moet hom vermy. So die tweede area van die vyand se strategie wil ek vir julle verduidelik deur 2 Petrus 3 vers 9 te lees. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte terugkeer uit soos party mense dink nie. Nee. Hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie. En daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. Die enigste rede hoekom die Vader tyd gee vir die koms van Jesus is dat ongelowiges tot redding kan kom. Jy sien, die Vader is 'n redder in sy wese. Dis wat hy doen, dis wie hy is, 'n redder. 'n Redder vanuit duisternis na lig. 'n Redder vanuit ongeloof na geloof. 'n Redder wat jou wil red uit jou gemors uit. Dis wie die Vader is. Soveel so dat hy geduldig wag met die terugkeer van Jesus vir sy bruid, sodat daar net dalk nog eene toegevoeg kan word tot die bruid van Christus. God se agenda en sy missie bly heel eerstens die redding van ongelowiges.
Maar die duiwel ken die Vader se hart. En weet wat doen hy? Hy gebruik die feit dat die Vader geduldig wag. En hy kom maak vir ons gewoond en gemaklik aan die idee, Jesus se koms gaan nog lank vat. Moenie nou daaroor worry nie. Dis nie nou belangrik nie. Sit dit eenkant, fokus op hierdie goed. Ek kry telke male wat mense van my sê, jy fokus te veel hierop. Maar dis vir die duiwel wil regkry. Hy wil ons gemaklik maak, dat ons dit eenkant toe skuif. Dat ons dit weet, maar ons hanteer dit as eenkant. En weet wat kry hy reg deur dit te doen? Die oomblik wat ons hierdie onderwerp eenkant toe skuif, dan skuif ons fokus na die aardse dinge toe. En dis wat hy wil regkry. Ons begin leef asof die verganklike wêreld, hierdie wêreld, ons eintlike tuiste is. Dan begin ons beklei om vas te hou hieraan. My goed, my voortbestaan hierso. Jy raak behep, of soos die Engelsman sal sê, preoccupied met die dinge van die wêreld. Dan begin draai jy aan die sorge en die bekommernis van hierdie wêreld. En weet wat doen dit? Dit onderdruk jou geestelike lewe. Jesus self sê dit in die gelykenis van die saaier. En saam met dit jaag ons die vooruitgang en die genietinge van hierdie wêreld na. Terwyl ons heerlik bou en gefokus bou aan ons eie finansiële sekuriteite en voortbestaan. Nou oké, ek weet dit is baie keer ook 'n stoeierige onderwerp. Ek is ook in besigheid. Ek lewer ook 'n diens daar buite om 'n inkomste en hooplik 'n wins op te maak. Omdat Jesus ons in hierdie wêreld ingestuur het om deel te neem aan die ekonomie en daar waar jy beweeg met dit wat hy wil hê jy moet doen. En omdat Paulus self sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Met ander woorde, as jy nie inkomste genereer nie, kan jy nie kos koop nie. Beteken dit dat hierdie dinge van die wêreld waarin ons beweeg is onafwendbare realiteite. Daar's niks fout daarmee nie. Ek wil nie vir jou staan en sê dat die dinge van die wêreld is 'n klomp fout en bly weg. Jesus het ons nie geroep om in 'n klooster te gaan sit en wag vir sy koms nie. Hy het ons gestuur in hierdie wêreld in. Met al sy kopseere en uitdagings en alles. Maar hy is ons nog toe ook daarvoor. Maar hier is die ding. Ons moet werksaam wees. Ons moet werksaam wees met 'n verwagting op hom. Ons moet nie geheg raak aan die dinge van hierdie wêreld nie. Dit moet nie ons prioriteit wees nie. Daar's ons net daai klein switch. Ons moet nie geheg raak daaraan nie. Want, hoor wat skryf Paulus, nogal in sy lering wat hy oor die huwelik bring in 1 Korintiërs 7 vers 29 tot 32. Dit wil ek vir julle sê, broers, onthou die tyd wat nog oorbly is kort, hier sal klaar weer 'n eindtyd lering in. Daarom moet die getroude mans besef dat daar dinge is wat nog belangriker is as die huwelik. Om bly of hartseer te wees, of dinge te kan aankoop, mag nie in die pad staan van die Here se werk nie. Die wat gebruik maak van die dinge van hierdie wêreld, moenie daaraan geheg raak nie. Want hierdie bedeling gaan verby. Ek wil hê dat julle in alles wat julle doen, vry moet wees van die kwellinge van hierdie lewe. So is baie duidelik wat Paulus daar sê. Moenie geheg raak aan die dinge van hierdie lewe. Hierdie bedeling gaan verby. Nou as ons gaan aanhou leef, asof Jesus se koms nog ver is, en ons bly behep en geheg aan die dinge van hierdie wêreld, dan gaan ons radars ingestel word op die verganklike dinge van hierdie wêreld. Ons radars skuif. En so verruil ons waaksaamheid op die koms van Jesus vir 'n waaksaamheid op goed, soos die ekonomie en klimaat wat verander en of nou water in die damme is of nie, en wat ook al alles vir 'n ou kwellinge kan bring.
Al daai goeders vir daai oorlewingsstryd wat jy voer hier op aarde. Sien die duiwel wil hê ons waaksaamheid moet op daai goed lê. Weg van 'n waaksaamheid van Jesus wat terugkom. En dan nie dan omdraai kans is nie. So, hoekom wil die vyand so graag ons fokus afhaal van Jesus se wederkoms? Aan die ander wyse, hoekom is hierdie saak van waaksaamheid so belangrik? Ek gaan net vir julle so 'n paar punte gee. Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons tog nie, soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Jy sien, om te sien dat die dag van Jesus se koms nader kom, raak sê hierdie vers raak 'n kernmotiveerder tot aanmoediging vir gelowiges om byeen te kom, om gemeente te wees. Maar om te kan sien dat die dag nader kom, moet ek op die uitkyk wees. Ek moet waaksaam wees. As ek nie waaksaam is nie, as ek nie op die uitkyk is nie, as dit nie op die voorgrond van my gedagtewêreld is nie, as dit nie eers op my radar is nie, gaan ek nie sien nie. Gaan ek nie 'n motivering hê om byeen te kom nie. So 'n bewustheid oor die laaste dra moedig ons aan tot saamwees as gelowiges. En dis in daai saamwees wat die Heilige Gees die teenwoordigheid van Jesus Christus wil manifesteer in ons midde. Wat het ons laas Sondag hier beleef? Jesus neem ons diens oor. Jy sien, Jesus sê pertinent, waar 2 of meer in my naam is, daar is ek. So belangrik is dit vir hom dat ons moet saam wees. En die woord gee vir ons duidelike rigting hiersoos om te sê, as jy bewus is en jy sien die dag nader kom, dan raak dit 'n motiveerder vir mense om by mekaar uit te kom. Dis die uitwerking daarvan. Maar ek besef net weer eens, in vandag se tyd is ons kerke maar leeg eintlik. Want soveel gelowiges het 'n roete gekies om kerk te kyk op YouTube. Eerstens, jy is kerk en jy beleef kerk. Jy kan nie kerk kyk nie. So 'n klomp mense kies op hierdie stadium om preke te luister op YouTube. Dis nie kerk nie. 'n Preek is nie kerk nie. Maar dit laat my met die vraag is, weer eens, waar is die waaksaamheid oor Jesus se terugkeer? Want daar's nie hierdie aanmoediging, die dryf om saam te wees, saam te kom, byeen te wees, soos Hebreërs sê nie. So die feit dat ons gemaklik is om kerk te kyk op die internet, sê vir my dat waaksaamheid oor die wederkoms lê op die agtergrond. En dis 'n probleem. Nou bewustheid oor die feit dat die dag nader kom, dat tyd uitloop na die koms van Jesus, bewerk in jou 'n dringendheid dat mense tot redding moet kom. Dis die belyning met God se hart en sy agenda wat ons net nou gelees het in 2 Petrus 3 vers 9. So as jy regtig waaksaam is, as waaksaamheid oor die koms van Jesus regtig op die voorgrond van jou lewe is, en jou radar is regtig daarop ingestel, dan het jy 'n diep motivering na evangelisasie en disippelskap. Dis 'n vrug wat daar uitvloei. Dis 'n belyning met die Vader se hart. En is merkwaardig oor die kerk van vandag, hoe baie mense moet sessies, konferensies en praatjies en aanmoediging en goeders hê om mense te kry om te evangeliseer en disippels te maak. Ons probeer hierdie vlam stook, maar ons hou die boodskap van die laaste dae stil. En dis een van die groot motiveerders tot evangelisasie en disippelskap, want jy snap dat die tyd loop uit en die Vader se hart is redding.
Ek kan jou waarborg. As hierdie boodskap begin duideliker raak in die kerk van Jesus, gaan ons aktiwiteit van disippelskap en evangelisasie dit doen. Nou as ons teruggaan na die gedeelte in Lukas 12 waarmee ons begin het, ons kyk na vers 35. Dan sal ons sien 'n mens wat wakker en waaksaam is vir die koms van Jesus, lewe in gereedheid. En daarom is hulle voorbereid op die koms van Jesus. Dis 'n instelling van jou lewe om in gereedheid te leef. Of hy nou kom, môre kom, oor 10 jaar, 20 jaar, wanneer ook al, jou opdrag is gereedheid. 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 wys vir ons hoe lyk 'n voorbereide mens. Die dag van die Here sal egter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en Godvreesend leef, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele deurdat dit verbrand word sal vergaan en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Nou uit hierdie gedeelte kan ons sien dat 'n voorbereide mens lewe in Godvreesendheid. Met ander woorde, jou lewe wys dat jou prioriteit is om God te behaag. Dat hy jou eerste liefde is. Ons het dit gesien in die lewe van Daniël, ek het daaroor gepreek in die eerste boodskap hierdie jaar. Maar voorbereide mens kies ook die weg van heiligmaking, 'n lewe van repentance, die neerlê en die wegdraai van sonde, om nie gemaklik te raak met sonde nie. Die Here praat met ons al hierdie hele jaar oor hierdie onderwerp van heiligmaking. 'n Bruid wat haarself mooi maak vir haar bruidegom. Hoekom skyn die Here die lig op hierdie saak van heiligmaking? Want die tyd stap aan, die bruidegom is op pad. Hoe lyk sy bruid? En dan 'n voorbereide mens maak sy opgewondenheid, die feit dat hy uitsien na die koms van Jesus, prakties sigbaar in sy lewe. Hoe doen jy dit? Jy lewe en jy praat van die hoop wat jy het oor Jesus wat kom. Jy praat oor hierdie onderwerp. Jy, te midde van al die moeilikheid waardeur jy gaan, dan leef jy en dra jy hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, dra jy uit. Hoekom? Want jy is geanker in 'n ewige bestemming. Jou sekerheid lê in die koms van Jesus en dat hy vir jou kom. Jy maak dit prakties sigbaar. En dan net om alles te kroon, oor die belangrikheid van waaksaamheid, word dit gekoppel aan 'n beloning. 2 Timoteus 4 vers 8, skryf Paulus hier aan die einde van sy lewe. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Die wat waaksaam was. 'n kroon, oorwinnaarskroon. Hoor wat sê Jesus weer in Lukas 12 vers 37 wat ons gelees het. Hy sal hulle wat gereed is en vir sy terugkom sit en wag, baie spesiaal behandel. Ek verseker julle, hy self sal hulle laat aansit, 'n voorskoot aantrek en hulle bedien terwyl hulle sit en eet. Die waarde wat Jesus aan waaksaamheid koppel, is so hoog, dat hy vir jou en my sal laat sit aan sy tafel. En terwyl ons eet, sal hy kom, die koning van konings, en ons bedien. Hoekom? Omdat jy waaksaam was oor sy koms. Hoe kan ons bekostig om die saak van Jesus se wederkoms so ligtelik te hanteer in die kerk, so eenkant te skuif, so as 'n
byproduct gedeelte te hanteer. Terwyl Jesus so 'n hoë waarde daaraan koppel. So dit bring my by die praktiese. Maar eers moet ek 'n slukkie neem, ons is nou klaar. As hierdie saak van waaksaamheid oor Jesus se koms so belangrik is, hoe kan ons mekaar help? Hoe kan ons mekaar help tot waaksaamheid? Hoe kan ons mekaar help om wakker te wees vir Jesus se koms? Nou, Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Gee hy 'n stukkie lering. Hy vertel daar en hy verduidelik van die trompet wat blaas en Jesus wat op die wolke verskyn. En dan praat hy van die opstanding van die kerk, wat die wat al dood is en die wat dood is eerste by Jesus aansluit in die wolke en die wat nog lewe teen daai tyd dan aansluit by Jesus in die wolke om saam met hom te wees waar hy is. Daar is 'n hele stukkie lering rondom die wegraping, is iets wat ek nou oor gaan praat, maar af in die pad. En ek weet dis iets waaroor baie mense verskil, maar dit is belangrik dat 'n ou dit ondersoek en verstaan en sien maar wag, waaroor gaan dit? Maar dit sal ons nog doen. Maar wat ek wil hê jy moet op fokus nou is die feit dat Paulus gee nou hierdie stukkie lering vir die gemeente. En dan sê hy in vers 18, net na dit, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit is wat Paulus kom sê hoe ons mekaar help tot waaksaamheid. Jy begin praat hieroor met mekaar. Hierdie lering oor die laaste dae moet nie stil gehou word nie. Jy praat met mekaar daaroor. Jy deel jou insigte wat jy kry. Sonder om te hoef te beklei, maar jy begin praat daaroor. Jy deel dit. Jy sê, "Wow, jy herinner mekaar aan die koms van Jesus." Hierdie woorde van Jesus se koms moet leef in die kerk. En dit bring bemoediging, nie vrees nie. As die studie van die laaste dae vir jou bang maak, dan is jy besig om dit verkeerd te bestudeer. Want, sê Paulus, dis 'n boodskap van bemoediging. Iets om na uit te sien. Jy sien hoe beter jy het verstaan, hoe meer gaan jy begin uitsien na die koms van Jesus. En hoe meer jy uitsien na die koms van Jesus, hoe meer gaan jy gedrewe wees om jouself voor te berei vir daai dag wanneer die trompet blaas. En die koning van konings, ons redder, op die wolke verskyn. En ons saam met hom gaan wees tot in alle ewigheid. Halleluja. Prys die Here. Ek sluit af met Openbaring 1 vers 3. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. En die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem en wat daarin geskrywe staan. Want die eindtyd is naby. Hoor jy mooi? Daar is 'n seën op jou. As jy die woorde van Openbaring gaan bestudeer. Hy sê dit oor die ander boeke nie. So ernstig is Jesus oor sy lering oor die laaste dae, dat hy sê, geseënd is jy, as jy hierdie woorde gaan luister, gaan hoor, en 'n erns daarmee gaan maak. Moenie dit vermy in jou lewe nie. Jy vermy 'n seën van Jesus Christus. So mag Jesus elke een van ons wakker en waaksaam vind wanneer die trompet blaas. Amen. Vader, dankie. Dankie dat U 'n goeie Vader is. Dat U van die begin af 'n redder is. En Jesus, dat U koms op die wolke ook 'n daad van redding is uit hierdie wêreld uit vir U bruid. Dankie dat ons kan uitsien. Jesus, ek kom bid dat U hierdie boodskap van U wederkoms net opnuut in ons harte en na vore sal bring. Dat ons die erns daarvan sal besef, Here, dat ons in waaksaamheid sal begin leef.
Here, dat ons 'n gemeente sal wees wat gereed is. Wie se olielampies vol is, wat in posisie staan. Here, sodat ons U kan tegemoet gaan in die wolke. Ons sê vir U dankie dat ons hierdie blye hoop het. Dan kom bid ek dat U ons nou sal bedien met hierdie blye hoop. En dat ons 'n begeerte sal hê om meer te verstaan en meer te verstaan, sodat ons meer voorbereid sal wees. Sê vir U dankie daarvoor en ek loof en ek prys U naam Jesus. U kom weer. Halleluja. Maranatha. Jesus kom. Amen. Amen. Seën vir julle.